Voorsitter, die lewe is soos 'n rol toiletpapier. Eers, wanneer jy aan die einde daarvan kom en dit die heel meeste nodig het, besef jy hoe vinnig dit gaan. Ek wil nou nie twak praat nie, dames en here, maar as ek met 'n paar van my vriende gesels, besef ek dat nie alle graad 11s aan die toekoms dink of daarvoor voorberei nie. Daar is nou mos 'n afjaar, 'n diensjaar. En as jy gelukkig is om in 'n universiteit te wees, is daar 'n sleepjaar. Ons verslaap en maak nie voorsiening vir die toekoms nie. Ons is agendaloos. Want 1, 'n kultuur van lyd word deur groot mense geskep. 2, ons is nie aanspreeklik nie. En 3, te min kinders spandeer tyd aan ontwikkeling van vaardighede. Daarom bewys ek vandag, sonder om doekies om te draai, dat jy slegs met 'n agenda van vernuwing verandering kan bring. Die eerste argument wat ek opper om my standpunt te verdedig, is die kultuur wat deur groot mense geskep word, wat ons toelaat om lui te wees. Hoe moet ons agente van verandering wees, wanneer daar nie genoeg druk deur groot mense uitgeoefen word, per ons om vir die toekoms voor te berei nie? Ons eie minister van hoër onderwys, Blade Nzimande, het in die Netwerk 24 artikel skok aankondiging oor matriekslaagvereistes van 12 Desember 2024 gesê, dat plan gemaak sal moet word vir die leerders wat nie die 30% slaagsyfer haal nie. Buite staan, sodat hulle nie die jaar hoef te herhaal nie. Dis dryp niemand. Niemand moedig hierdie leerders aan om 'n agenda op te trek vir die grootmenslewe nie. Ons staan bakkant en kweek 'n kultuur van leiwerkers wat beloon word wanneer hulle opdaag sonder om enige moeite te doen. 'n Trofee vir deelname is gelyk aan 'n kandidaat wat nie die arbeidsmark haal nie. Agendaloos en verlore. 'n Ou spreekwoord sê mos, as jy val om te beplan, beplan jy om te val. Kinders is tweedens agendaloos, want daar is geen aanspreeklikheid nie. Ag, hulle is jonk, of hulle is maar nog kind, word vanaf die kerk tot die skoolbanke geskree, om kinders se swak gedrag te verskoon. Ek sien dit daagliks in my eie skool, met my eie oë. Op die webwerf childtherapy.co.za waarsku sielkundige Mike Andrews in die artikel Help for Parents with Difficult Teens, geplaas op 3 November 2024, dat ouers hul kinders aanspreeklik moet hou vir swak gedrag. Maar dit gebeur byna nooit. Dames en here, ons moet 'n agenda van sukses skep as ons suksesvolle kinders wil wees. Vanaf my eie stokperdjies, soos drama, netbal, revue, tot akademie, moet ek self my agenda beplan, my tyd indeel en my kant bring, as ek 'n agent van verandering wil wees. Laastens kan ons slegs verandering bring met 'n agenda wat talente en vaardighede ontwikkel. Ek weet julle sit dalk vandag hier en dink, maar Eleanor, jy's in graad 11. Leef 'n bietjie. Daar is genoeg tyd om oor grootmens dinge te kommer. Maar ek sê, waarom wil jy wag voordat jy voluit leef? Waarom wil jy agendaloos rondslyp as jy kan floreer? Geestelike skrywer Nina Smith skryf in haar boek 'n keer van wysheid, dat slegs 'n dwaas vir môre wag. As ek 'n agent van verandering wil wees, kan my ouderdom nooit verskoning maak vir talente wat ek nie ontwikkel of vaardighede wat ek nie aanleer nie. Doelwitte kan nie aangeteken word sonder 'n duidelike beplanning en werk, skryf leierskapkenner Robin Sharma in die artikel The Art of Greatness, Junie 2023
in die Your Family tydskrif. Ja, sonder duidelike beplanning en duidelike werk is geen doelwitte aangeteken nie. Dames en here, die lewe is soos rioolwater, onvoorspelbaar. Die lewe is hard, die lewe is kort. Of jy in graad 11 is en of jy 'n groot mens is wat jou voete moet vind, kan jy slegs 'n verandering bring met 'n agenda. My argumente bewys so duidelik soos daglig, dat as dit kom by 'n kultuur van lyd, 'n gebrek aan aanspreeklikheid of te min tyd gespandeer aan ontwikkeling van talente en vaardighede, is die enigste manier om 'n verskil te maak met 'n agenda. En daardie verandering kan slegs plaasvind met hierdie agenda.